Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en hierdie is episode 5 van ons reeks oor die potensiaal van die woord. En ons is besig om in Markus 4 na Jesus se uitleg van die gelykenis van die saaiër te kyk. Ons het tot dusver bepaal dat dit belangrik is om deurgangs te onthou dat die saad waarna Jesus verwys is die woord en die grond is ons harte. En in ons vorige episode het ons gekyk na die betekenis van die grond langs die pad, oftewel die hart wat nie die woord verstaan het nie, en hoe dat die bose dan kom en daai woord by die persoon steel. Vandag kyk ons in Markus 4 hier van vers 16 af, en kom ons spring sommer direk weg met Jesus se woorde. Net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, dan struikel hulle dadelik. Kom ons kyk soos ouer gewoonte stukkie vir stukkie na hierdie uitleg van Jesus. Hy sê die rotsagtige plekke is die harte wat die woord met blydskap aanneem. En dan mag daar ook ander verduidelikings hiervoor wees, maar die gedagte wat onmiddellik by my opkom, is mense wat die woord gehoor het onder emotional hype, as ek dit so in Engels kan uitdruk. Sommige mense kom tot bekering onder preke wat gedryf word deur vreeslike emosionele opsweping, dat dit lyk en voel op daai oomblik na die regte ding om te doen, want almal om jou is besig om dit te doen, en almal stem saam. Maar wanneer die tek die teer staan op maandag, en hulle kom by die werk met groot opgewondenheid, dat hulle Sondag uitgekniel het en tot bekering gekom het, en mense by die werk is glad nie so opgewonde oor hulle nuwe status nie, en sommige begin selfs om vir hulle te lag en hulle te spot, en ander begin moeilike vrae vra oor die waarheid van die woord, dan swik hulle onder die druk, en hulle struikel, en die woord kry nie kans om vrugte te dra nie. En mens kan hierdie ook deurtrek na onderwerpe soos genesing en finansiële voorspoed. En hier praat ek hoofsaaklik van mense wat al jare in die kerk is, en hulle hoor die boodskap vir die eerste keer dat Jesus nie net vir hulle verlossing gesterf het nie, maar ook vir hulle genesing, en dat dit sy wil is dat hulle in volkome goddelike gesondheid sal leef. En nou is daai persoon verskriklik opgewonde, want prediker so en so het gesê dis moontlik, maar hulle gaan bestudeer nie die woord nie, en hulle mediteer nie oor die waarheid nie, en wat gebeur oor 2 weke as hulle nog nie gesond is van die siekte waarvoor prediker so en so gebid het nie? Jesus sê, later, as daar verdrukking kom, wat is die verdrukking waarna hy verwys? Dit kan seker na baie vorms na jou toe aankom, maar soms is die uitkoms nie onmiddellik nie. Of hulle word siek en niks verander nie. So die verdrukking is dat hulle onmiddellike ervaring nie ooreenstem met die belofte van die woord nie. En dan is daar vervolging wat kom ter wille van die woord. En hierdie vervolging kom nie in die vorm van die polisie wat nou in jou deur kom klop nie. Dis nie vervolging om jou toe te sluit nie. Dis vervolging ter wille van die woord. Dit kom in baie meer subtiele vorms, soos in die vorm van vriende en familie en leiers wat vir jou sê, sien jy, daai genesing nonsens werk nie man. Of jy kan nie weet wat is God se wil met genesing nie. Of soms genees hy en soms nie. Of ander wat selfs glo dat die wonderwerke van genesing net vir die Handelinge kerk was, maar nie nou meer van toepassing is nie. En ons word vervolg met allerlei argumente teen dit wat die woord sê, om te staan te kom teen die woord. En wat dink jy gebeur wanneer jy sou soek onder die vervolging? Jesus se woorde is, hulle struikel. En ons weet dat daar geen oes in hulle lewens is nie. So hulle soek onder hierdie vervolging en onder hierdie druk, en die woord kry nie kans om te doen waarvoor hy gestuur is om te doen nie. Nou hier is my vraag weer eens, die feit dat daardie persoon nie genees is nie, was dit omdat die woord nie die potensiaal gedra het van 100voudige genesing nie? Was dit omdat dit Jesus nie betaal het vir sy genesing in die kruis nie? Nee, die saad het altyd, maar altyd dieselfde potensiaal. En wat is daai potensiaal? Ook wanneer dit kom by genesing. Ek wil graag 2 skrifte met jou deel. Daar's baie meer, maar ek wil net vandag hierdie 2 met jou deel. Die eerste is Psalm 107 vers 20 wat sê, en ek gaan net hier van vers 19 af lees vir konteks. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid. Uit hul angste het hy hulle verlos. En dan vers 20 sê, hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kon gesond maak
en hulle uit hul kuile red. Waarmee het God hulle gesond gemaak? Met sy woord. Hoe het hy alles geskep in hierdie heelal? Met sy woord. Waarmee sou hy dan enigiets herstel in hierdie skepping wat breek of verkeerd gaan? Met sy woord. Hoe het Jesus mense gesond gemaak? Hy het nie vir een enkele persoon gebid nie, hy het eenvoudig hulle aangespreek en beveel om gesond te wees. Met sy woord. God se woord dra al die mag en al die autoriteit en elke siekte moet eenvoudig knie buig voor sy naam en sy woord. Dit kan nie anders nie, daar is nie 'n ander uitkoms daarvoor nie. Die tweede teks wat ek met jou wil deel is hier in Spreuke 4 en ek begin van vers 20 af, maar ek wil eintlik by vers 22 uitkom. Waar die woord sê, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Vers 22, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Man, hierdie is so duidelik, as jy God se woord sou bewaar in jou hart, dat dit sou lewe bring, en wat is God se siening van lewe nou weer? Eenheid met hom. So as jy sy woord sou bewaar, sal dit eenheid met hom bring, en genesing vir jou hele liggaam. Jy sal iemand moet kry wat baie goed is daarmee om die woord te verdraai, sodat jy hierdie een kan verkeerd verstaan. Hier word letterlik uitgespel wat is die volle potensiaal van die woord. Ek lees weer vers 22. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Geliefde van Jesus, begin 'n besluit in jou hart neem, dat jou hart gaan nie meer rotsagtig wees oor God se krag om te red en te genees nie. Maar besluit dat dit maak nie saak wat jou omstandighede sê en wat mense om jou skreeu nie. Jy gaan nie struikel nie, want vir jou dra die woord van God groter krag en meer potensiaal as die woorde van mense. En jy gaan aanhou om hom te volg en aan hom oor te gee, totdat jy die 100voudige oes in jou lewe van sy woord sien manifesteer. Here Jesus, ek bid vandag dat U deur U Heilige Gees ons sal help om hierdie woord vas te gryp, om oor hierdie woord te mediteer, om hierdie woord te bewaar in ons hart, sodat wanneer verdrukking en vervolging kom, wat die woord by ons wil wegvat, dat ons wil laat twyfel in die woord, dat ons daarteen sal staan en sê, nee, die woord van God sê. En ek gee nie om wat jy sê nie, ek gee nie om wat my omstandighede sê nie, ek gee nie om wat jou omstandighede gesê het nie. Die woord van my God sê, daar's vir my genesing. Hy het sy woord gestuur om te genees. As ek sy woord sal bewaar, sal ek genesing in my liggaam ervaar, en dis waarop ek staan. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.